Ons hemelse Vader, ons grote koning, ons is lief vir U. En ons is vandag opgewonde en bly en vol vrede om weer in die huis van aanbidding te kan wees. Ons het 'n nuwe jaar afgeskop, 2026, en waar daar verwagting in ons harte is, weet ons ook dat daar soveel dinge wat rondom ons woed. Die duiwel is listig, hy weet sy tyd is kort. Maar Here, my gebed is dat ons nie in vrees sal leef nie. Dat ons in geloof sal wandel en weet dat Jesus kom weer en hy kom gou. Maar Vader God, ons bid ook so dat ons harte sal vul met die Heilige Gees, dat ons ontvanklik sal wees vir wysheid, leiding, vir onderskeiding. En Vader, ons bid dat ons werklik waar net sal staande bly, sodat ons as getuies, ligbakens van hoop en liefde in die wêreld kan staan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Goeiemôre en geseënde Sabbat. Dis lekker om terug te wees hier so saam met julle. Ons was daar 'n bietjie in die Kaap en alhoewel die Kaap lekker is en die see en die berge en die mooi sonsondergange, is dit ook goed om terug te wees hier by die huis. So dis lekker. Ek wil vra dat julle saam blaai in julle Bybels of op die skerm kyk vir Lukas 11 vers 1 en ek lees as volg. Lukas 11 vers 1. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Mag die Here die lees van sy woord ryklik seën. So nou voortgaan met ons openingslied, lied 8. Ons sal nou geleentheid gee vir die offergawes en die tiendes en die klein handjie offergawe. Dankie.
Waar dit moontlik is, sal ons nou neerkniel in gebed. Liewe Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om saam te kan bid. Dankie dat ons vandag hier by mekaar kan kom. Dankie dat U ons gedra het deur die week wat verby is. Dat U ons geseën het. Here, ons kom voor U vandag. Ons maak ons harte oop. Ons vra, vul ons met die Heilige Gees. Help en lei ons, Here, want ons het U baie nodig. Ons kan nie op ons eie hierdie pad vorentoe stap nie. Ek bid vir die wat nie vandag hier is nie, weens siekte of omstandighede. Wees met hulle, raak hulle ook aan, genees die wat siek is, vertroos die wat hartseer is. Here, ons sê ook dankie vir die offergawe wat ons kon terugbring na U huis toe. Ons vra dat U dit sal gebruik om die evangelie uit te dra na baie mense toe. Dankie dat ons nog kan gee en dankie dat ons weet dat U vir ons sorg elke dag. Amen. Voortgaan met lied 66. Geseënde Sabbat en goeiemôre en geseënde nuwe jaar. Ek voel dis 'n hele lys van dinge wat 'n mens omtrent julle kan toewens vir hierdie tyd wat voorlê. En vandag is 'n besonderse dag vir 'n paar redes, want dis die tweede Sabbat van 2026. Dis ook besonders want ons uit die aard van die saak is besig met die 10 dae van gebed. En dit is ook opwindend, want ons spits onsself toe tot gebed, en uit die aard van die saak, op die skerm sal julle sien, dat die tema van vandag se preek is ook, Here, leer ons hoe om te bid. Uit die aard van die saak wil ek voortgaan met die tema van gebed, want ek dink ons almal kan
meer leer oor hoe om werklik waar te bid. Dis 'n tema wat ek dink onuitputbaar is. Ons kan nie die volle som daarvan bereik nie, en ek dink ook, dis iets wat so 'n kardinale deel van ons lewe vorm, dat ons nie anders kan as om vas te hou aan wat gebed eintlik is nie. Dan is dit ook 'n bittersoet Sabbat, want ons, vir die wat nie geweet het nie, en ek weet nie of almal weet nie, maar oom Lukas en tannie Elna, hulle gaan ook vir 'n tydjie, tydelik, ons hou daarvan om tydelik te gooi, bietjie Kaap toe. Hulle gaan daar gaan help met, soos ek verstaan, sy skoonseun se boubedryf. So dit gaan 'n lekker tydjie vir hulle wees daar in die Kaap, strandstappies, koue winters, winderige Kaap. Maar ja, daar's gelukkig vele liefde daar ook, maar ek weet ons gaan hulle baie mis. Dankie vir julle tyd hierso. Gaan Lunel permanent weg? Okay. Lunel, sterkte. Ons is bly dat dit by daai punt gekom het. Ek neem aan, dit is goeie nuus, so dit is goed. Ons is bly en ook hartseer. So dis regtig 'n bittersoet een om vir hulle totsiens te sê, maar dankie vir die tyd wat ons met julle kon gehad het. Dit was baie aangenaam. En ek weet ons gaan nie saam sing verlang en die klavier verlang. Dit gaan definitief 'n wesenlike leemte los in hierdie gemeente. Maar dankie vir julle. Voordat ons ingaan met die woord, kom ons buig die hoofde en bid ons net saam om die Heilige Gees se leiding te soek. Hemelvader, ons is dankbaar dat ons vandag by mekaar kan kom. Dis 'n nuwe jaar met nuwe uitdagings en geleenthede. En Vader, ons wil ons lewens toespits om nie alleenlik meer van U te leer nie, Here, maar nader aan U te leef. Vader God, ons besef dat ons ken die Bybel. Ons verstaan die waarhede. Ons moet dit net begin toepas. Vader God, en dit is die deel waarmee ons baie keer sukkel. So Here, my gebed vandag is dat U sal werklik waar begin deur om in ons lewens 'n wesenlike verskil aan te wend, wanneer dit kom by bid. Dat ons nie net sal bid en aframmel en 'n frasetjie of 'n gewoonte rympie kan babbel nie, Here, maar dat ons werklik waar dit sal gebruik as 'n geleentheid om U te soek, om U te leer ken, en Here, om deur U geken te wees. Ons bid dat U nou sal lei, mag ek wegval, dat U na vore kan kom, en mag ons harte en gedagtes oop wees met geen struikelblok nie. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Hoe belangrik is gebed in julle lewe? Nou, ek gaan nie vra dat julle beskryf nie, want ons gaan dalk veelkleurige beskrywende terme kry, maar ek wil hê julle moet in julle gedagtes dink oor hoe belangrik gebed vir julle is. En dan wil ek ook hê julle moet julle gedagtes 'n bietjie verder jaag om julleself die vraag af te vra, watse rol speel gebed eintlik in julle lewe? Is dit 'n fokale punt in julle lewe, of is dit 'n bysaak? Is dit iets wat redelik sentraal vorm? Waar pas gebed in? En dan wil ek dit 'n stapie verder vat, want ons sit immers in die kerk vandag. Watse rol speel korporatiewe gebed in julle lewe? Nou, ons kan hierdie redelik naby bring, met ander woorde, vir die van julle wat getroud is, of saam met iemand bly, met kinders, of wat ook al die geval mag wees, bid julle saam? Is dit iets wat julle doen? Is dit 'n bysaakie, hoor jy, ons moet gou eet, ons moet bid, of is dit iets wat nie eintlik gebeur nie? Dan kan ons dit verder vat met die kerk. Hoe belangrik is korporatiewe gebed vir die gemeente? Bid ons vir mekaar, bid ons saam met mekaar, waar pas dit in? Nou as ek die Suzette kan vra om dalk die skriflesing weer op te gooi, Lukas 11 vers 1, dan wil ek net hê julle moet oplet oor hoe dit eintlik afspeel, hierdie versie. Nou let op, en toe Jesus op 'n sekere plek besig was om te bid. Wat het Jesus gedoen? Hy het gebid. En te midde van hierdie gebed is sy disippels eintlik besig om in verwondering te kyk en te vra, maar Here, leer ons hoe om te bid. Met ander woorde, Jesus het nie net hulle geleer nie, hy het voor hulle gebid, hy het hulle gewys hoe om te bid, hy het saam met hulle gebid. Met ander woorde, die gesamentlike gebed was nodig om amper op te tree as 'n
modelgebed. En nog steeds kom die disippels en sê, maar leer ons hoe om te bid. En dis interessant wat hulle ingooi as 'n bietjie van 'n ekstra, want Johannes die Doper het sy disippels geleer om te bid. Asof Jesus dit nie gedoen het nie. En nou kom ons by die groot vraag van, is gebed 'n groot realiteit vir ons? Okay, maar nou wil ek aangaan. Hoe belangrik is geleerde gebede? Byvoorbeeld, Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Dis waar julle inkom. Laat U Ek gaan maar net vertrou dat julle skaam is so vroeg in die jaar. Maar hoe belangrik is geleerde gebede? En ons kan dit 'n stapie verder vat. Byvoorbeeld, as ons praat van psalms. Psalm 23 dalk. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Ons kan gaan byvoorbeeld na Psalm 51 toe. Of sal ons na miskien 'n bietjie meer onbekende psalms gaan, soos Psalm 24 toe. Hoe belangrik is hierdie geleerde gebede in ons lewens as individue en selfs miskien as 'n kerk? Nou ek wil vra dat ons gou ons Bybels vat of op die skerm kyk en ons kyk na Psalm hoofstuk 3 of die 3de Psalm as ons dit nou so wil noem. En wanneer ons kyk na hierdie Psalm, dan sien ons dis 'n Psalm van Dawid wat baie mooi is, maar dis 'n interessante verskynsel wat eintlik hier plaasvind. Nou ek wil hê ons moet hom mooi rustig lees op die tyd wat hy is. Psalm 3 lees as volg. 'n Psalm van Dawid. Toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. Vers 2. O Here, hoe het my teestanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Sela. Julle sien Sela, né? Maar U Here is 'n skild wat my beskud, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg. Sela. Kom ons stop gou daar. Wat beteken Sela? Okay, dis 'n doelbewuste pouse, 'n onderbreking in die teks. Nou in Piet slaan die spyker op die kop. Ons is veronderstel om stil te wees en nadenkend terug te keer na wat ons nou net opgesê het. Met ander woorde, ons moet hom meer lees in die lyn van, o Here, hoe het my teestanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Ongemaklike stilte. Maar nou moet ek as die leser stil bly en vir myself die vraag afvra, maar is daar nie heil by God nie? Kan ons God se aangesig nog steeds soek, al sê almal nee, jy kan nie? En as ons aangaan, dan kom ons by die ander deel wat praat van die Here is 'n skild, hy beskud my, hy lig my op en ek roep hom luid aan en hy verhoor my, en dan moet ons weer eens wees stil. Maar nou vra ek die vraag af, wie van julle is gemaklik om stil te wees in gebed? Wie van julle is gemaklik om te aanvaar dat stilte deel is van ons gebedslewe? Ek weet van die ouer garde is okay daarmee, maar vir die jonger is ons in 'n era waar stilte nie eintlik 'n ding meer is nie. Daar's fone, daar's radio's, daar's musiek, daar's 'n gedruis, daar's 'n gedreun. Stilte is iets waarmee ek byvoorbeeld persoonlik nie noodwendig gemaklik is nie. Stilte laat my ongemaklik voel. Ek voel selfbewus, ek voel ek wil nie introspeksie doen en kyk wat in my binneste aangaan nie. En die rede daarvoor is eintlik heel eenvoudig geheim tussen ons wat hier sit. Ek hou nie altyd van wat ek sien wanneer ek na myself kyk nie. Nou ek praat nie net van fisies nie, daar's fisies baie wat ek kan sê wat ek nie van hou nie. That's fine. Maar as ek na die
dieper kante na my toe kyk, die hoeke van my hart, daai ongeduld, dalk die ongeloof, dalk miskien die hastigheid, dan begin ek ongemaklik voel. Dit laat my selfbewus voel. Ek voel onwaardig. Maar nou met stilte kom die volgende vraag, is ek okay daarmee om so voor die Here te verskyn? Net soos wat ek is. En dis wat Dawid eintlik die leser mee uitdaag in byvoorbeeld Psalm hoofstuk 3, wat hy wil hê ons moet stil wees in hierdie gebed wat ongemaklik is vir Dawid. Hy het sopas sy koninkryk gevlug, nie van enige iemand af nie, maar van wie af? Van sy seun af. Sy seun wil hom doodmaak, julle. Dis 'n ongemaklike realiteit wat Dawid nou hierso mee tegemoet kom, en dit is nie iets lekker vir hom nie. Nou vra ek die vraag af, hoe bid Dawid? Met die wete dat sy seun hom wil vermoor. Dis nie maklik nie. Dis nie eenvoudig nie. Bid hy? Verseker. Roep hy die Here aan? Verseker. Deel van Sela is die feit dat dit wys op 'n afwagting vir iets wat die Here gaan doen. Dit gun amper my die posisie om te luister vir wat die Here vir my wil sê. Maar as ons aangaan, dan begin ons agterkom, die psalms is eintlik sulke kerndeel van die Bybel, wat 'n baie groot deel moet wees van ons lewe. Byvoorbeeld, as ons gaan ons Bybels vat en ons blaai na Psalm 105 toe, een van my gunsteling psalms, Psalm 105, en ek wil hê ons moet spesifiek kyk na vers 5. Psalm 105 vers 5. Dink aan sy wonders, wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordeele van sy mond. As ons dan kan spring na vers 8 toe, hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir duisende geslagte. Nou as ons moet stil bly met daardie vers op die bord, wees net gou 'n oombliekie stil, lees hom weer, en besef wat daar geskryf staan. Die Here dink vir ewig aan sy verbond, wat hy ingestel het vir duisende geslagte. Die Here dink die heeltyd aan sy verhouding met julle en met my. Die Here is lief vir ons. Dink aan sy wonders. Besef die grootheid van hierdie God, dat hy almagtig is. Hy het die heelal geskape, en Psalm 103 tot 105 is geskryf dat ons moet besef die skepingswonders, die wonders van God wat Israel uit Egipte uitgelei het. En al wat God vir ewig aan dink, is sy begeerte om 'n verhouding te hê met my en met julle. Wees stil. Dink dit na. Herkou daai realiteit. Maar nou vra ek weer eens die vraag af, doen ons dit genoeg? Hoe gereeld bid ons deur die psalms? Daar kom tye wat ek myself vind wat ek nie noodwendig woorde het vir die Here nie. Ek weet nie of julle al daar punt bereik het nie. Dis of tye wat ek bitterlik kwaad is en ek wil nie met God praat nie. Of dis tye wat ek seer het en ek voel ek kan nie met die Here praat nie. Dis tye wat ek die mekaar voel en ek nie weet wat om vir die Here te sê nie. Wat ek dan myself baie keer vind en my Bybel oopgooi by die psalms en ek lees dit net. Ek lees dit, want ons 'n psalm vir elke geleentheid. Ons het psalm vir die tyd wat ons verheug is, ons het psalm vir die tyd wat ons treur, ons het psalm vir die tyd wat ons beswaar is, ons het psalm vir die tyd wat ons vervolg voel, ons het psalm vir elke geleentheid. En baie keer is hierdie woorde meer doeltreffend as wat ek ooit kon uiter. Maar nou kom ons by die groot realiteit om te besef dat wanneer ons hierdie begin lees, dan vat dit iets van my. As ek julle kan vra om saam te blaai na Kolossense hoofstuk 3 toe,
Ons was vanoggend vinnig in Kolossense hoofstuk 1, maar Kolossense hoofstuk 3 vers 16, dan wil ek julle uitnooi om saam te lees hierdie wonderlike woorde. Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Is ek reg? In alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms. Nee, julle sien hom. En lofgesange. En geestelike liedere. En sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Werkwoorde. Leer, vermaan mekaar met psalms. Hoe leer ons mekaar met psalms? Hoe vermaan ons mekaar met psalms? As ons die psalms gaan lees, dan kom ons baie vinnig agter, dit roep die verlede aan, om ons te herinner aan hoe getrou die Here is. Dat die Here teenwoordig is, al lyk dit nie so nie. Dat die Here nie ver weg is nie, al voel dit soms so. Dat die Here se teenwoordigheid nie gebaseer is op my gevoelens nie, maar dat die Here se teenwoordigheid gebaseer is op wie hy is. Getrou, geduldig, liefdesgesind. Met ander woorde, ons kom by 'n plek wat ons besef, om die Here te dien, verg meer van my baie keer, as wat ek besef. As ons gou vinnig kan blaai na Jakobus 5 toe, ek jaag hulle 'n bietjie in die Bybel rond, kry die vingers dalk los vir die wat nog in hulle Bybel saam blaai. Jakobus hoofstuk 5 vers 13 toe, dan sien ons 'n soortgelyke realiteit hierso, 5 vers 13, waar Jakobus ook skryf van die volgende, en hy sê, en die gebed van die geloof van die krank, is ek reg, Jakobus 5 vers 13, ek is nie reg nie, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid, is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Wanneer laas het julle 'n psalm gesing? So of ek kan aanneem dat niemand opgeruimd is nie, wat niemand sing psalms nie. Maar julle verstaan wat ek sê. Ons sing liedere in die kerk, wat eintlik maar psalms is. Dis liedere geskryf tot lof van die Here, en dis eintlik nie net liedere nie, dit is in werklikheid gebede. Lied 150, vul my o Gees van God, vul my met lewe weer. As ons dink aan die wonderlike lied wat ons gesing het net voor hierdie, wat praat van die natuur beeldskoon, dis eintlik gebede. Nou wil ek julle uitdaag om iets miskien uit julle gemaksone uit te doen. Ek onthou as kind in die ou dae was dit gedoen. En dit word nie noodwendig meer gedoen nie. Nou ek het gevra dat Suzette en haar baie geduld met my help hiermee en Psalm 57 op die skerm te gooi. Maar ek wil hierdie gemeenskaplike psalm lees. En julle sal sien, hy is verdeel in 2, waar ek 'n deeltjie gaan lees en dan gaan julle ook 'n deeltjie lees. Want dit word nou 'n gemeenskaplike psalm. Nou ek lees hierso as volg, as julle kyk op die skerm, is my deeltjie hierso, Psalm hoofstuk 2, Psalm 57 vers 2, lees as volg. Wees my genadig, o God, wees vir my genadig, want by U het my siel geskuil, en in die skaduwee van U vleuels sal ek skuil, totdat die onheil verbygegaan het. En nou, kom julle deel. Gaan ons hom weer probeer. Ok, 1, 2, 3. Ok, dan lees ek. Hy sal uit die hemel stuur en my verlos terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen. Sela. God sal sy goedertierenheid en sy trou stuur. Julle deeltjie.
Verhef U bo die hemele, o God, U heerlikheid bo die hele aarde. Hulle het 'n net gespan vir my voetstappe, hulle het my siel neergebuig, hulle het 'n kuil voor my gegrawe, hulle val daar binne in. Waak op my eer, waak op, harp en siter, ek wil die dageraad wakker maak. En dan eindig ek af met die laaste vers, verhef U bo die hemele, o God, U heerlikheid bo die hele aarde. Weet julle wat die konteks is van hierdie psalmpie? As ons vers 1 gaan lees, vir die musiekleier, op die wysie van moenie verwoes nie. Dis 'n psalm van Dawid, 'n gedig toe hy vir Saul in die spilonk gevlug het. Dis vir 'n musiekleier. Dis veronderstel om saam gesing te word, dat die gemeente kan besef wat eintlik aan die gang is. Dat ons kan besef dat ons nie alleen is in ons moeilike tye, of in tye wat ons alleen, of verwerp, of oorweldig voel nie. Maar nou kom die vraag, is ek gemaklik om met julle te bid? Kan ek julle vertrou om my swaar kry op te dra aan die Here? Kan ek myself blootstel? Kan ek myself kwesbaar stel om my besware, my bekommernisse, my stressors bekend te maak aan julle? En skielik kom ek agter dat wanneer ek die psalms begin lees, is dit een van die redes hoekom ek in die Bybel glo. Daar is nie 'n manier wat iemand vrywilliglik al sy foute neerpen vir honderde en selfs duisende jare nie. Julle is met my. As ek koning was vir 'n nasie, sal ek seker maak dat net die goeie goed van my geskryf word. Ek is koning, ek kan mos maar kies wat ek wil doen. Net die goeie goed gaan vir my onthou word. Ek bepaal geskiedenis. Maar Dawid was nie bang of weggeskroom van die realiteit van wat hy verkeerd gedoen het nie. Psalm 51. Wees my genadig, o God. Moenie die Heilige Gees van my af laat onttrek nie. Bring my terug na U toe, o Heer. Dawid was bereid om sy swakhede vir alle eeue op papier neer te pen, sodat ek kan terugkyk en bemoedig word deur iemand soos Dawid. Is my sondes erger? Is my swakhede meer? Is ek belangriker as Dawid, dat ek nie myself wil kwesbaar stel voor julle nie? Is ek bang vir wat julle van my gaan sê, meer as wat ons van Dawid kan sê? Of staan dit as 'n getuienis van die Here se getrouheid te midde van ons omstandighede? As ons die psalms gaan lees, en ons gaan nie alles nou lees nie, want tyd gaan ons nie toelaat nie, dan gaan kyk ons na Psalm 12 en 13, dan sien ons klaagliedere. Mense wat kla teenoor die Here. As ons gaan kyk na Psalm 8 of Psalm 93, dan sien ons lofliedere. Mense wat die Here loof en prys vir sy getrouheid, vir dit wat hy gedoen het. En ek kan aangaan, Psalm 9 en 30, dan sien ons danksange. As ons kyk na Psalm 119, gesange wat fees vier die wet. As ons kyk na Psalm 1 en Psalm 37, is daar psalms wat handel oor wysheid. As ons gaan kyk na Psalm 23 en 91, is daar liedere wat roep op vertroue. As ons gaan kyk na Psalm 78, is daar psalms wat geskiedenis meedeel. Psalm 81 is daar mooi gedig. Psalm 20 en 21 is daar adelike psalms. Psalm 51, vergewensgesinde psalms, en Psalm 137, psalms wat woede en frustrasie meedeel. Daar is psalms vir elke geleentheid. Mense wat hulle harte oopgemaak het
ongeag van wat mense van hulle mag dink. Mense wat kwesbaar hulle self blootgestel het, sodat ons geïnspireer kan wees daardeur, sodat ons bemoedig kan word daardeur, duisende jare nadat dit in werklikheid gebeur het. Maar Edrich hou my lewe privaat. Julle hoef nie te weet wie ek werklik waar is nie. Is dit nie 'n probleem nie? Speel ons nie dan maar eintlik kerk nie? Hoe vorm die psalms deel van my tyd met die Here? Hoe word dit geïnkorporeer in my tyd saam met God? Lees ek hulle genoeg? Bid ek deur die psalms? Dink ek dit na? Of sal ons praat van mediteer ek dit? Spandeer ek die dag deurlopends toe om dit te memoriseer, om dit te verstaan, om dit deel te maak van my lewe? Die hoeveelheid kere wat ek op my knieë geval het en Psalm 51 gebid het, Here, vergewe my, moenie die gees van my wegvat nie. Is te veel kere wat ek eintlik wil opneem. Die hoeveelheid kere wat ek psalms lees waar ek in woede onderdompel is, weens mense wat dinge doen en hulle weet van beter, en ek soos, Here, maar hoekom? Dis u kerk. Hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom laat u dit toe? Ek kan vereenselwig met Dawid, wat wonder hoekom Israel doen wat hulle doen, as hulle sê hulle is God se volk. My hart breek saam met Dawid. My hart juig saam met hom, wanneer ek sien, die kerk doen iets reg. Is die psalms deel van my gebedslewe? Nou, dis 2026. Dis 'n jaar van nie te laat vir nuwe jaar voornemens nie. Ek wil julle uitdaag om 'n psalm te vat, en ons sal rustig wees, miskien 1 keer 'n week, en om te probeer leer. Lê hom vas in die geheue. Julle hoef nie met 119 te begin nie, julle kan begin met iets kort soos Psalm 145, dis okay. Of 46. En dan kan 'n mens kom en 'n mens kan hom tot die geheue vas lê, maar dan wil ek julle ook verder vat, vir die van julle wat vriende het, wat hopelik almal is, vir die van eggenote het, of vir die van julle wat kinders het, of vir die van julle wat ouers het, of vir die van julle wat enige iemand het wat julle mee kan deel, lees 'n psalm hardop saam. En bid hom saam. En kyk hoe julle gebedslewe verryk word daardeur. Vat dit 'n stapie verder, en wanneer ons bidure doen, kyk of ons nie die psalms kan inkorporeer in ons gesamentlike gebede nie. Ons wil saam met die disippels kan staan en sê, Here, leer ons hoe om te bid. Wanneer ons bang voel, kan ons werklik waar nog steeds bid. As ons vreugde ervaar, angs of bewoe is, kan ons die psalms bid. Nou, Dietrich Bonhoeffer het die volgende gesê, en dis in Engels, en ek het probeer om dit te vertaal, maar ek voel nie dit doen reg aan die aanhaling nie. Prayer does not mean simply to pour out one's heart. It means rather to find the way to God and to speak with Him, whether the heart is full or empty. Ek gaan dit weer lees. Dit gaan weer daai kop. Prayer does not mean simply to pour out one's heart. It means rather to find the way to God and to speak with Him, whether the heart is full or empty. Met ander woorde, daar's nooit 'n tyd wat gebed nie van pas is nie. Of my hart vol is van vreugde of liefde, of hy leeg voel, en ek voel ek het nie die krag nie. Ek kan nog steeds bid. En die psalms leer ons in werklikheid dat ons gevoelens is deel van ons wandel met God, maar ons gevoelens moenie die dryfveer wees van ons geloof nie. Julle is met my. Gevoelens vorm deel van. As ek bly is, voel ek definitief meer geneig om te sing. Ek voel definitief meer geneig om te getuig. Maar ek kan nie kom en sê ek voel nie goed vandag nie, so ek hoef nie dit te doen nie. Dit is nie waar dit gaan nie. Dit gaan nie oor 'n gevoel gedrewe geloof nie. Dit gaan oor 'n geloof ten spyte van my gevoelens.
alhoewel my gevoelens nog steeds 'n realiteit is vir my. Psalms leer my dat my ervaring nie noodwendig geskei kan word van my aanbidding van die Here nie. Julle is met my, die eksterne realiteit kan nie geskei word van my aanbidding van God nie. As iemand my seer maak, dan vorm dit deel van my aanbidding, want ek gaan dit by die voete van die Here neerlê. Net soos wat Dawid in Psalm 3 gesê het vir die Here hoe hy voel toe sy seun hom wil doodmaak. Daai eksterne realiteit kan ons nie skei van wanneer ons die Here wil aanbid nie. Ek kan nie dit in isolasie doen nie. As daar stres is by die werk, dit gaan beïnvloed hoe ek aanbid. Nie of ek gaan aanbid nie, hoe ek gaan aanbid. As ek hartseer voel, gaan dit beïnvloed hoe ek aanbid, nie of ek gaan aanbid nie. Julle is met my. Aanbidding is nie op die tafel, af die tafel, op die tafel, af die tafel nie. Maar dit gaan definitief 'n invloed hê, net soos wat die psalms dit vir ons wys. Die psalms wys ook vir my dat op die ou einde van die dag is dit nodig vir my om die psalms deur te werk, om partykeer tot insig te kom van wie God is in my lewe. Waar pas hy in? Ek kan ook sien dat ander mense kan baat deur my ervarings, sowel as my gevoelens, en gevolglik hoe ek skuiling en toevlug by die Here vind. As julle sien waardeur ek gaan, kan dit julle moontlik ook help. En ek kan by julle ook leer, ek hoef nie die wiel te herontwerp nie. Hulle sê mos daar's 'n verskil tussen iemand wat wys en dwaas is. 'n Dwaase man is nie bang om foute te maak nie, want hy leer uit sy foute uit. Maar 'n wyse man is wys genoeg om uit ander mense se foute uit te leer, dat hy dit nie self ook hoef te maak nie. En daai is 'n moeilike les partykeer om te maak. Die psalms leer ons dat sake nooit hopeloos is nie, al lyk dit soms so. Ek kan nie tot in die ewigheid sien nie. Ek het nie die vermoë van vooruitsig nie. Maar dit wat ek wel weet is dat God getrou is, en God is teenwoordig, en sy liefde is gewis, en sy genade is ondeurgrondelik. Met ander woorde, wanneer ek na die Here toe kom, kan ek weet dat al lyk dinge hoe hopeloos, en ek sien nie die begin van die einde nie, en ek weet nie hoe die saak homself gaan uitspeel nie, en ek weet nie of dinge gaan uitwerk nie, weet ek die Here is nog steeds met my. Met gevolg is Dietrich Bonhoeffer se woorde, the more deeply we grow into the Psalms, and the more often we pray them as our own, the more simple and rich our prayer will become. Daar is meriete daarin om die psalms deur te werk. Daar is groot bevryding om te besef dat wanneer ons die psalms deurwerk, ons kan sien dat daar mense was, al was dit duisende jare terug, wat ook gevoel het soos ek voel, wat ook moeilike tye ervaar het. Nou kom ons by die praktiese deel van hierdie wonderlike preek. Kan ek doen wat die psalmdigters gedoen het met julle? Kan ek my hart kwesbaar stel voor julle? Kan ek my swakhede met julle deel? Kan ek my seer voor julle openbaar? Kan ek my twyfel met julle deel? Kan ek my onsekerhede oopgooi? Kan ek my vrese uitspreek? Kan ek dit wat my bly maak met julle deel en julle sal saam bly voel? Kan ek my vrede met julle deel en julle kan dit saam met my ervaar? Kan ons werklik waar gemeenskaplik optree? Of is hierdie 'n situasie van every man for himself? En as dit die geval is, dan mis ons die punt. Ons mis die punt van die psalms, ons mis die punt van die Bybel, ons mis die punt van die kerk. Ons sien tye is ons seker. Trump doen wonderlike dinge van tree op en soek Groenland en dreig oorlog daarmee. Ons sien tornado's in Mpumalanga, ons sien vloede moontlik op pad, ons hoor siektes en pestsiektes is hier, en ons weet tye is onseker. Daar is nie tyd vir ons om nou terug te hou nie.
Hierdie kerk moet vooruitgaan. Nie om te sê ek het dit gedoen of ek het dit gemaak nie, maar ons het nodig om steenpilare te wees vir mekaar. Ons het nodig om hier te wees wanneer mense inkom, hulle hoop kan vind wanneer die wêreld nie hoop kan bied nie. Ons het nodig om vrede te gee wanneer die wêreld nie vrede ken nie. Ons het nodig om liefde te gee wanneer die wêreld dit wronge maak soos wat dit hulle pas. Geliefdes, nou is die tyd vir ons om op te staan en onsself bloot te stel voor mekaar. Dit is wie ons is. En dit is die groot genade van die Here wat ons kan vat van waar ons is tot waar hy ons wil hê. Dit is die evangelie. En dit is my gebed vir my lewe en my gesin se lewe en vir die kerke waar ons bedien. Ek gaan vra dat ons sal saam staan en sal afsluit met lied 54. En ek wil hê dat wanneer ons dit sing, dit nie net 'n lied sal wees nie. Ek wil hê dat ons dit moet bid. En soos net as jy een kan aangaan, wil ek hê ons moet net gaan kyk na die eerste strofe. My Skepper en my God, ek is u eiendom. Dit is steeds u gebod dat seëninge moet kom. Maar Here, ek is u eiendom. Ek gee myself oor. Dit gaan nie oor Edrich nie. Dit gaan nie oor my rol, my posisie, my status, my geleerd. Dit gaan oor die realiteit dat ek in Christus gevind is. En so ook julle. Kom ons staan saam, dan bid ons lied 54. My Skepper en my God. Ons Skepper en ons God, ons is inderdaad u eiendom. Nie net dat u ons moet besit nie, Here, maar dat ons deur u besit wil wees. Ons gee u onsself vrylik oor. Here, waar hierdie jaar vir ons voorlê, is daar baie onsekerhede. Maar die een ding wat wel seker is dat u teenwoordigheid in ons lewe onbetwis is. Vader, ons wil bid dat ons werklik waar 'n gemeenskap sal wees wat saam bid, wat bereid is om kwesbaar en blootgestel te wees voor mekaar. Nie om te spot of te beskinder of agteraf te praat van nie, maar dat ons mekaar kan bemoedig en versterk in die tye wat ons in leef. Here, as dit nie nou gaan gebeur nie, wanneer dan? Ons bid vir herlewing, ons smeek u daarvoor. Maar Here, ons het nodig om te kan opstaan
en vorentoe te beweeg in geloof. Laat U naam geheilig word deur ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.